Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend nee, vandag is die 13de Januarie jaar 2026, absoluut 'n nuwe dag, geskenk deur Abba Vader spesiaal vir jou en vir my. My naam is Danie Gerber. Vandag gaan ek en jy 'n bietjie uit God se woord lees en ons gaan praat oor 'n nuwe begin. Ja, ons almal weet mos nou, is dit jaar 2026 is nuwe bewoording, is nuwe dinge, is alles gaan nuut wees en 2025 was dalk nie 'n goeie jaar nie en dit is verby. So ons gaan nuut begin en goed. Maar weet jy, alles kan net nuut oorbegin wanneer ek en jy Jesus Christus in ons lewens plaas. En ons begin hierdie nuwe jaar met Jesus Christus en hy leef in ons, met ons en alles wat ons doen ons tot eer van God en sy heilige naam. Dan kan ons geseënd wees in hierdie nuwe jaar. En wanneer die moeilike tye kom, dan hou ons vas. En ons weet, Jesus is nog steeds in beheer. Halleluja. En daar's 'n gedeelte wat ek met julle wil lees, is hierso in 2 Korintiërs 5. Hy sê hierso vanaf verse 17, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So dit maak nie saak wat gebeur het in 2025 nie. As jy in Christus Jesus is, dan het alles verbygegaan. Die ou dinge is verby. Jy's 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. En hy sê, hy beloof dit vir ons. Verse 18, hy sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En ek lees hierdie gedeelte in die Boodskapbybel en ek wil dit vir julle graag oorlees in die Boodskapbybel. Hy sê hierso vanaf verse 17. Hy sê, nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy 'n splinter nuwe mens is, 'n nuwe skeping in die kleine. Al die oud sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier. Dit alles is God se werk. Hy het die vyandskap tussen ons en hom uit die pad gevat toe Christus aan die kruis gedood is. God het my nou in sy diens geneem om vir mense te vertel van sy versoening. Deur Christus se sterwe het God vrede tussen hom en die wêreld kom maak, omdat hy nie langer mense se sondes teen hulle hou nie. Dit is die goeie nuus wat ek nou oral bekend maak. In verse 20, ek is Christus se ambassadeur hier op aarde. Ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. So in ander woorde, daar waar jy is, by jou huis, by jou werk, by jou familie, by daai braaivleisvuur, moet jy Christus kan verkondig. En jy is die ambassadeur vir Jesus Christus op hierdie aarde. Amen. God praat deur my met julle almal. Ek smeek julle in die naam van Christus. Laat toe dat God die vyandskap tussen hom en julle wegvat. Aanvaar hierdie versoening as 'n geskenk uit sy hand. Christus het nooit enige sondes gedoen nie, maar God het hom aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hy het al ons sondes daar op Christus afgelaai, sodat ons wat in hom glo, se verhouding met God herstel is. Wow, is dit nie iets asemrowend nie. En dan net 'n gedeelte hierso, 2 Korintiërs 6, hy sê in verse 1, as God se medewerker en verteenwoordiger hier op aarde, wil ek nou 'n ernstige versoek tot julle rig. Moet asseblief nie die genade wat God aan julle bewys, ignoreer nie. Hoor, wat sê die Bybel hier vandag? Moenie dit van die hand wys nie. Vat hierdie nuwe begin. Die Here wil 'n nuwe begin in jou en my plaas. En ek en jy, ek wil sê ons sit met daai sleutel. Gaan ons oopsluit vir 'n nuwe begin of gaan ons hom toehou en ons lewe soos wat ons geleef het in 2025? Kom ons bid saam.
Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie nuwe begin. Here, dankie dat ons hierdie begin kan begin met U. En Here, ons het U leiding nodig. Here, U woord sê, as ons kennis nodig het, ons het wysheid nodig, dan moet ons dit van U af bid. Here, en ons bid en vra vir wysheid, vir kennis, Here, om U te dien in gees en in waarheid in 2026. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie, soos God van ons verwag om te doen. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.